hartlike goeiemôre, good morning aan al ons kykers. Ja, dit is Vryheidsdag en ons gaan vandag in styl vier. Vryheidsdag op sy beste en is so lekker om dit saam met julle te doen. Nou maar ja, toe, laat ek ook soos 'n professortjie lyk en dan sê ek vir jou waarna ons vandag kan uitsien. Ons gesels onder andere met Cas Webner, 'n professor inderdaad, kyk nou net in praktiese teologie aan Universiteit Stellenbosch, om bietjie meer insig te kry oor wat Vryheidsdag vir die moderne Suid-Afrikaner beteken. Arnold leer meer oor die Prescient Freedom Paddle om Robben Eiland. Dit gaan 'n lekker enetjie wees. En Lucinda Bosch gesels met ons oor 'n nuwe kursus by Skryfnet. Dan is Irene Louise van Wyk hier met nuwe musiek. Hoe lekker is dit? Wat 'n lekker verskeidenheid onderwerpe en lekker verskeidenheid gaste. Ek is baie opgewonde oor vandag se program. Ek gaan ons sommer nou afskop met ons oggendpraatjies. Yes. By die Beijing E-Town halfmarathon het iets ongelooflik gebeur. Robotte het nie net saam met mense gehardloop nie, hulle het hulle verbygesteek. Meer as 100 spanne het deelgeneem en anders as verlede jaar, toe meeste robotte gesukkel het om klaar te maak, het baie vanjaar die volle 21 km roete suksesvol voltooi en dit boonop sonder afstandbeheer. Die robotwenner, ontwikkel deur Honor, het die wedloop in net oor die 50 minute voltooi, vinniger as professionele atlete en selfs vinniger as die wêreldrekordhouer Jacob Kiplimo. Het jy die video gesien? Ek het die video gesien. Ek kan nie. Ons weet robotte kan sekere goed vinniger en beter en meer intellektueel of meer intelligent doen as wat ons doen. But I think this is just like a slap in the face to people that are runners. Dit is amper vir my so dom as om te sê hierdie kar gaan vinniger as jy die 21 km klaar maak. I saw this and I was really just annoyed. Ja. I was just like, well, duh. Onnatuurlik, né? Ja. Why? Like, what is, jy lyk asof jy iets het om te sê. Dit was vir my oulik geweest, maar ek hou nie daarvan om te sien hoe robotte beweeg soos mense. Natuurlik is daar nog steeds, jy weet, hoe sal 'n mens dit nou stel? Dis 'n robot. Vreemde bewegings. Ja. Yes. Dis nie heeltemal vloeiend nie. Ja. Maar jy gaan vir ons baie mooi Gaan wys. die bene vinniger as die arms of het hulle mooi gelyk gegaan? Ek wil net weet. Vir Ek het my dit nie is dit gesien nie. meer, ek dink net, ek gaan nou maar vanuit 'n ander invalshoek in beweeg en sê, die feit dat mense so iets kan skep, jy weet, baie keer kyk 'n mens na hierdie soort uitstallings wat plaasvind ook in China. Ek het dit nou nogal vir al die laaste tyd gereeld dopgehou. En dis interessant om te sien hoe hulle ingespan word wanneer dit kom by iets soos, jy weet, gesondheid ook. Maar ek stem saam. Ek hoor waar jy ook vandaan kom, Raz, want ek bedoel, hoe moet jy nou kompeteer met so 'n robot? Maar jy weet, miskien motiveer dit jou om te werk aan jou pas. Gaan daai robot wen. Hy gaan daai robot wen. Maar dit is onmoontlik, ja. Ja, die feit is dat daar mense is wat in minder as 'n uur halfmarathon kan klaarmaak. And I think that is just a feat of human accomplishment. So what I think I'm struggling with this story and the fact that it's gone viral is the fact that you've got to draw the line somewhere between technological advancement and actually celebrating what the human race has achieved. Like, dit is ook, soos jy sê, a celebration of what the human race has achieved because a person with a brain designed this robot. Ja. So, dit is vir my net... Ja, wat is die doel? Wat is die doel daarvan? Yes, what are we trying to show? Because the robot then won the race, but then it kind of overshadows the achievement of a human that can run the race in a similar time. So I don't know, I'm a little bit torn. Kan ek net tussen beide tree? Ja, kom ons luister. Al wat ek so gedoen het, is die mannetjie verby my gehol het, so ek een van daai water sy shaky goeie stukkend gebyt, dan net so gespuit het om te sê jy moet afkoel, chom. En dan wou ek sien hoe ver en hoe vinnig hardloop hy. Dit is gevaarlik. Dit doen. Ja, maar well done aan die mense wat dit ontwerp het en dat dit nou beter gegaan het as verlede jaar, but I don't really want to see this. Biddy. Ja. Ras wil dit nie sien nie. Nee. Sy wil nie. Nee. Moet dit nie doen nie. Goed. Ons beweeg aan na 'n volgende oggendpraatjie toe. So, die vraag is, hoe ver dink julle kan 'n 3-wiel kar 'n mens neem?
Seker. Half marathon, 21 km. That's what I'm guessing. That's where I'm going to leave my trust in a 3-wheel car. Van hier af tot in Bloemfontein. Sure. Wat vanaf Londen tot in Kaapstad? Nee. Glo julle my nie? Goed. Ollie Jenks en sy vriend Seth Scott het besluit om met 'n Reliant Robin van Londen tot by Kaapstad te ry. Ja. Okay, so dis baie belangrik om nou kop te hou hierso. Die kar, bekend as Sheila, is 'n klein 3-wiel voertuig wat nooit vir lang afstand reise ontwerp is nie. Sonder kragstuur, sonder ligversorging en met 'n gesukkel teen opdraandes, was dit van die begin af 'n reuse uitdaging wat 'n mens nou maar net kan dink, nê. Die reis het meer as 4 maande geneem en was vol gevaar en onvoorspelbare oomblikke. Hulle het selfs deur gebiede waar daar politieke onstabiliteit was, wat 'n staatsgreep in Benin en militêre aktiwiteit in Nigerië insluit, gereis. Nou in Kameroen is hulle selfs vir 'n gedeelte van die roete deur die weermag begelei. Daar was ook baie tegniese probleme. Die radkas het in Ghana ingegee en later het die enjin heeltemal gebreek. Hulle kon tog met die hulp van plaaslike inwoners en motorentoesiaste elke keer weer op die pad wees. Na meer as 120 dae het hulle Kaapstad uiteindelik bereik. Sien julle kans vir so 'n reis? Dis baie avontuurlustig vir my. Dit is, nee, en mens dink aan daai 3 mense ook van die Verenigde Koninkryk wat Londen Kaap toe gery het in 'n bakkie en hulle het genoeg gesukkel. Nou praat jy oor 'n 3-wiel voertuig wat reg deur Afrika en al daai lande moet ry. Nee, dit is nie vir my nie, hoor. Ookie vir my. Maar well done. Like I mean, they actually finished it. So that is something to be applauded. Yes. Pieter, dit lyk of Ek jy dink kan dis so sien. ongelooflik. Ek het nogal baie keer gedink ek sal so iets doen en graag wil aanpak saam met die regte persoon of persone. Want presies dit, ek dink is 'n lekker avontuur. Ek het natuurlik nie die tegniese agtergrond of niks as 'n radkas moet breek of ietsie, so sou ek so iets doen, moet ek die regte mense saam met my vat. Maar dink net hoe lekker dit is en die storie wat jy kan vertel. En eendag as jy daar op huis Herfsblaar se stoep sit, dan kan jy net vir jouself en jou kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en kyk, ons mos nou gesê ons gaan oud word. Ja. Die stories vertel. Well done to them. Nou op hierdie stadium dink ek nie sal ek dit kan doen nie, maar definitief 'n bietjie later. Net so 'n bietjie later sal ek dit graag 'n bietjie wil doen, jy weet. Ja. Ook maar met 4 wiele. Jy het al gehoor van die ouens met die fietsse Ja. en ouens wat al om eilande en vastelande geroei het en Ja, goed. ja. Maar ek dink as dit iets is wat hulle dalk wou gebruik het om bewusmaking te skep, then I'm all for it. So, well done. You guys survived 120 days in a 3-wheeled car. Nou ja, toe. Wel, so van die os op die jas. Velsorg kan 'n mooi veeverhaal met 'n gelukkige einde wees. Crème Classique Velsorg, die silwer randjie vir alle velsorgbehoeftes. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems en onafhanklike apteke, Takealot of aanlyn by Crème Classique. 2 kykers kan elk 'n Crème Classique geskenkpak ter waarde van R2800 wen. Skandeer net die QR-kode hier om op Facebook en Instagram in te skryf. Nou jy kan ingeskakel bly want ons is net hierna weer terug. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning en onthou ook om ons op alle sosiale media platforms te gaan volg. Bly ingeskakel.